Goeiemôre. Jy luister na die 89ste oordenking in die reeks, Die Goeie Lewe. Ons tema vanoggend is 'n skat in jou binnesak. Terry Horton was 'n afgetrede vragmotorbestuurder toe sy 'n ou portret vir $5 by 'n tweedehandse winkel koop. Sy het nie self eintlik daarvan gehou nie, maar wou dit vir die grap vir 'n vriendin van haar koop. Toe dit te groot is vir haar vriendin se huis, het sy dit vir haar teruggegee en sy het dit toe op haar beurt gestoor, eers in die motorhuis en later in die opgaarplek in haar huis. Toe sy dit later in wat die Amerikaners 'n yard sale noem, wou verkoop, wou niemand dit koop nie. Maar 'n persoon wat iets weet van kuns het daarna gekyk en gesê, "Wel, ek's nou nie 'n kundige nie, maar hierdie skildery kan moontlik 'n Jackson Pollock wees." Haar woorde is nou al beroemd, want sy het gevra, "Nou wie dit ding is Jackson Pollock?" Wel, Jackson Pollock, het die persoon verduidelik, sy skilderye verkoop vir sowat $50 miljoen. Omdat daar geen handtekening op die skildery was nie, het verskeie kunskenners dit as vals afgemaak. Maar ander weer het van forensiese tegnologie gebruik gemaak en selfs met vingerafdrukke bewys dat dit die ware Jakob is. Maar die kunswêreld was nie oortuig nie. Sy is op 'n stadium self sowat $9 miljoen daarvoor aangebied, maar sy wou dit nie aanvaar nie en het gesê, "As dit vir jou $9 miljoen werd is dit nog baie meer werd vir my." Sy het natuurlik gedink dat dit $50 miljoen werd is. Uiteindelik tot en met haar dood is die skildery nooit verkoop nie en haar kinders het aanhou probeer om te bewys dat dit 'n ware Jackson Pollock skildery is. Daar is sekere dinge in die lewe waarvan mens die waarde moeilik bepaal. Eenmaal het 'n man laat in sy 30's my kom sien. Sy maatskappy het hom na my toe verwys vir berading. Hy het vertel hoe vol durf en drome hy was in sy vroeë 20's. Hy het 'n visie gehad van waar hy sou wees as hy 30 is en 40 en so meer. Maar langs die pad het hy verliese beleef, teleurstellings. Hy is ingedoen en het ook verkeerde keuses gemaak. Toe hy my kom sien het hy gevoel hy het sy kanse verspeel. Hy het gedink die beste deel van sy lewe is reeds verby. Alwaar hy gedink het hy mag kon hê, was dat hy moes teruggaan en weer 20 wees. Maar nou was dit vir hom te laat. Hy het die woorde gebruik, "Ek is nou 39 en ek het niks om te wys vir wat ek in my lewe bereik het nie." Stel dit toe na hom, "Goed, gestel jy kry 'n olielampie, jy vryf dit blink en skielik kom 'n genie en sê, jy kan teruggaan en weer 20 wees. Sal jy dit vat?" Hy het vinnig geantwoord, "Ja." Maar toe sê ek, "Wag net 'n bietjie, daar is 'n voorwaarde." "Ja," het hy gevra asof hy wou sê, "Wat 'n voorwaarde is daar hoegenaamd wat my anders sal laat besluit?" Toe sê ek, "Jy kan teruggaan en weer 20 wees, maar jy gaan al die lewenservaring en wysheid wat jy tot nou toe opgedoen het, moet prysgee." Sonder om 2 keer te dink, antwoord hy, "Nope, nee manier nie." Ek vra toe vir hom, "Maar jy het nou pas vir my gesê, jy het niks om te wys vir jou lewe tot hier nie." "Wel, ek het so gedink," antwoord hy. "Maar as jy dit so stel, veronderstel ek, is daar belangrike aspekte van die lewe wat ek nie verreken het nie." Hierdie man het 'n egte Jackson Pollock by hom gehad, maar hy het dit as $5 werd gesien. Ek hou van die voorbeeld van hierdie skildery wat dalk 'n egte Jackson Pollock is of dalk nie. Want die lewe is nie so klinkklaar nie. Wat dit werd is wat ons op ons lewenspad bereik het, is nie so klinkklaar duidelik nie. Ek het pas teruggekeer van 'n Agri in Mpumalanga kongres waar ek die voorreg gehad het om oor trauma-netwerk te gaan praat het. Die vorige aand het ek
aan tafel gesit met van die suksesvolste boere wat jy in die land het. En een van die persone het baie negatief oor die land gepraat. Ek het aanvanklik oor die land gepraat en ek wil sê op 'n manier positief probeer bly, maar op 'n stadium toe besef ek, ons praat nie oor die land nie. Ons praat eintlik nou oor hoe dit in sy gemoed gaan. Ek draai toe na hom toe en ek vra, ek wil graag iets met hom net uitklaar. Ek sê, oom, ek kyk nou oom se lewe en oom het hierdie ongelooflike suksesse behaal. Oom het nie net in een veld nie, maar op meerdere velde het oom, in meerdere bedrywe het oom sukses behaal. En ek tel my regterhand op, ek sê, hier is hierdie ongelooflike skat. En ek sak my linkerhand so af en ek sê, maar dit klink vir my of dit so met oom gaan. En ek sak dit verder af. Dit klink vir my of dit met oom slegter gaan as wat dit uiterlik in hierdie suksesse weerspieël word. En hy sê ja. En hy verduidelik toe waar sy moedeloosheid lê. Wat is die waarde van dit wat ons het? Hierdie jongman aan die ander kant het sy waarde probeer meet en dit wat hy in sy lewe bereik het aan die voertuig wat hy nie gery het nie, die huis wat hy toe nie gekoop het nie, die dinge wat hy toe nie besit het nie. Maar die grootste rykdom in sy lewe, sy lewenservaring, lewenswysheid, dit wat hy alles opgedoen het hy ver onderskat. Hoe maklik kan ons onsself en ons eie lewe so gering ag? Of ons kan dit wat in die lewe dalk nie die meeste werd is nie, oorskat. Wat onsself betref en ons lewenspad tot hier. Behels selfliefde om te besef dat ons 'n skat in ons het. Ons moet pas op dat daai skat nie in ons baadjie se binnesak lê en ons dit vir jare met ons saamdra sonder om te besef wat dit werd is nie. Wie bepaal die waarde daarvan? Om terug te keer na die Jackson Pollock. Vir Terry Horton het sy aanvanklik na daardie skildery gekyk en jy kan gerus gaan kyk, dis eintlik 'n gekrap. Ek verstaan hoekom net $5 daarvoor betaal is. Maar vir Terry Horton aanvanklik het sy daarna gekyk en dit was net vir haar $5 werd. Maar toe sy glo dat dit 'n ware Jackson Pollock is, was dit vir haar R50 miljoen werd. So wat is dit nou werd? Hoe bepaal ons die waarde van dit wat ons het? Laat ons baie mooi hierdie saak bedink. Kom ons bid saam. Hemelvader, Paulus het bely dat dit wat hy in sy lewe die kosbaarste geag het, al die medaljes en sertifikate in sy geestelike lewe wat hy gedink het die meeste werd is, het hy as nietig geag toe hy u op die pad na Damaskus ontmoet het, toe u hom daar voorgekeer het en vir hom die lewe gewys het. Here, die maatstaf waarmee ons meet, is so sleg gekalibreer. Ons kan so maklik onbenullighede oorskat en die grootste waarde in die lewe onderskat, selfs ignoreer. Hemelvader, help ons om deur u waardesisteem waardes in hierdie wêreld te bepaal. Leer ons deur die Gees ware en opregte liefde teenoor u, teenoor ons naaste, teenoor onsself. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.